is goed behalwe U nie, Vader. En dis so, Here, ons weet dat U is die definisie van goedheid. En dis wat ons nou sing op grond van hierdie goedheid van U. Het U uitgereik na die diepste duister waar ons harte gelê het en U het ons kom red. En U het ons nie net kom red en ons gelos nie, maar U is steeds besig met ons. U red ons en U maak ons heilig, U versuiwer hierdie harte van ons. En ek is so dankbaar daarvoor. En ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Maar ons het dit gedoen omdat U goed is. En U goedheid, Vader, dit weer galm en weer klink tot in ewigheid. Mag ons hierdie waarheid in ons harte kry vandag, om te besef, dis U goedheid, wat hierdie harte van ons beïnvloed. Seën hierdie diens, seën hierdie harte, berei die grond voor, en laat die woord uitgaan, en laat hy nie leeg terugkom nie. Dis my gebed, in Jesus naam. Amen. Dankie, julle is welkom julle sitplekke te neem. Dankie vir die musiek. Julle kan so lank saam met ons oopmaak by Matteus 5. Matteus 5. Ons is besig met die preekreeks, die saligspreuke van Jesus Christus. Dit is Matteus 5, vers 1 tot vers 12 waarmee ons besig is. Dis die eerste preek wat ons kry in die Nuwe Testament, en dis ook die eerste preek nie, maar dis ook deur die beste prediker, soos ons sê, Jesus Christus self. Hulle noem dit die bergrede, omdat Jesus by 'n bergie opgegaan het. Koppie, en die Vrystaat sou ek die vergelyking gebruik het van 'n mynhoop. Daar was nie berge daar nie. Maar Jesus het opgegaan by 'n heuwel, die akoestiek was reg, hy het opgegaan en daar was baie mense wat voor hom gesit het, en hy het voor hom gestaan het, en hy het gaan sit, en gaan preek. En nou het ons dit andersom, nou staan ek en julle sit, nee. Maar, en Jesus lewer die eerste preek, en hy begin met die eerste tema oor ons saligheid, ons vreugde, ons geluk. En dit is 'n interessante tema. En hy kom en hy wys vir ons, hoe lyk dit regtig wanneer die gelowige, wanneer iemand wat in Jesus is, hoe lyk dit regtig vir so 'n persoon om gelukkig te wees, om vreugde te ervaar. En ons het deur die eerste paar seënspreuke gegaan, en ons is nou by die 6ste saligspreuk of seënspreuk. En ek wil hom graag vir julle lees. Miskien kan ons almal lees, om net so want hulle vloei op mekaar en hulle bou. Hulle vloei in mekaar en hulle bou op mekaar. So ek gaan lees so van vers 3 af. Gelukkig of geseënd of salig, het afhangende van wat se vertaling. Geseënd is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. En dan vandag sinne, geseënd is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Ons het daar in die vorige huis waar ons gebly het, in die Vrystaat, het ons 2 suurlemoenbome gehad. In die middel van die erf was een, hulle het eintlik 'n lemoenboom in hom ingeënt, nee. So dit was 'n suurlemoenboom wortel, en aan die een kant het hy suurlemoen gegroei, daai growwe suurlemoen wat jy sommer so skil, jy kan hom ons partykeer so eet, nee, as jy jou kies nou trek, dan weet jy waarvan ek praat. Party ons gooi nog sout ook. En aan die ander kant het hy lemoen gegroei, omdat 'n lemoen stiggie ingeënt was. Hierdie boom was in die middel van die erf, hy was naby die boorgat. As ek die boorgat aangesit het, daar was sommer 'n pyp wat daar gelek het, so die water het altyd so, ek het hom nie eers reg gemaak nie, want hy het sommer daai suurlemoen en lemoenboom lekker water gegee, en dit was goed. As ek daai suurlemoen so oop breek, so skil, en ek breek hom so oop, en ek vat een van sy skyfies, en ek breek daai skyfie so, dan skiet daai selletjies sommer so, daai selletjies was sulke vet selletjies, jy weet waarvan ek praat, dit het gelyk soos 'n series advertensie, jy onthou die series sappie, daai series advertensie, soms so in jou mond, wat so skiet so teen jou verhemelte, lekker sappig en salig. Die ander suurlemoenboom was aan die kant van die huis, ons het hom nie eers gesien nie, hy was tussen die huis en die prekon, nou die wat nie weet nie, 'n prekon is 'n muur, wat om jou huis, ja in Suid-Afrika het ons mure om ons huise, nee. En hy was daar, dit was nie grond, dit was stof. Ek het vergeet om hierdie boom water te gee, en die groot rede is, want ek het hom nooit gesien nie, en tweedens, ek het hom nooit nodig gehad nie. Die ander een het genoeg suurlemoene, hoeveel suurlemoene wil jy nou hê? Maar as ek daar verbyloop, wat maar baie min was, en ek pluk 'n suurlemoen, en ek skil hom ook 'n growwe skil suurlemoen,
en ek breek hom oop en ek breek een van daai skyfies, is hy droog, daai selletjies is droog. Jy wil nie eers hom in jou mond sit nie, hy gaan inteendeel jou mond droog maak, nee, hy gaan al die spoeg uit jou mond uitsuig. En nou dis eintlik die konsep van hierdie saligspreker. Hierdie saligspreker praat oor, as jy 'n gesonde wortel het, sal die vrug gesond wees. As jy 'n gesonde hart het, sal die vrugte van jou lewe gesond wees. As jou hart veranderd is, sal jou lewe vreugdevol wees. Dis eintlik wat Jesus vir ons hierso sê in kort. Want as ons hart nie verander nie, sal ons lewe nie verander nie. As 'n veranderde hart dra God se goedkeuring weg. Dis nie net ons mooi gedrag nie. Dis nie net ons 'n veranderde hart bring 'n nuwe natuur. Dis nie net mooi woorde en mooi gedrag wat God se goedkeuring wegdra nie, maar is die hart. Hierdie nuwe hart. Hierdie hart wat gesond is, wat kom ons sê lewenswater kry, nê. Daai hart bring ware vreugde. So die probleem sê ons is intern eerder as ekstern. Nou eintlik as jy daaraan dink, is daar net 3 tipes gelowe. 3 tipes. Nie 3 gelowe nie, 3 tipes gelowe. Jy kry die kopgeloof, jy kry die handgeloof en jy kry die hartgeloof. Ons net 3. Die kopgeloof vertrou op 'n stelsel of op 'n kreet, nê. Ja, ons sien dit eintlik baie. Mense sê vir 'n ou, luister, sê net hierdie gebedjie, dan is alles reg. Daar's geen bekering nie, daar's geen verandering van hart nie, daar's geen verandering van gedrag nie. Jy kan aangaan met jou hele lewe soos jy aangegaan het, sê net hierdie gebedjie en jou lewe is reg. Nee, dis 'n kreet. Maar dis oppervlakkig, dis vals. Ja, dis die kopgeloof. Jy kry dan 'n handgeloof en dit is gelowe wat vertrou op jou gedrag. Hoe doen? As jy goed doen, dan gaan jy jou manier in die hemel in werk. Maar eintlik soos ons nou gesing het en soos ek ook nou gebid het, nie een van ons is eintlik goed nie. En as ons op ons eie meriete moes hemel toe gaan, sou nie een van ons dit maak nie. En as jy op jou eie meriete hemel toe kon gaan, hoekom het jy Jesus Christus nodig? So die kopgeloof en die handgeloof is nie gelowe wat red nie. Dan is die derde een die hartgeloof. Hierdie is die enigste geloof wat God se goedkeuring wegdra. Die hartgeloof. Want geloof is 'n kwessie van die hart. Geloof verander die hartgeloof verander wie jy is, dit verander jou intern. En dit verander nie net wat jy doen nie. En die Bybel is duidelik. God kyk nie na ons kreet nie, hy kyk nie na ons dade nie, maar God kyk na ons hart. Dit is nog altyd die hart. Dit is nog altyd 'n kwessie van die hart. Ek dink aan Dawid en Saul, dit is 'n goeie voorbeeld. Nee. As julle sou onthou, Saul was die eerste koning van Israel gekies. Die mense het hom gekies. Saul was 'n kop langer as al die Israeliete, nee. Hy was 'n aantreklike man. En almal het na hom gekyk en gesê, "Jo, hierdie ou lyk soos koningmateriaal." En hulle kies hom toe. En hulle kies hom. En Saul het op 'n einde van die dag ongehoorsaam opgetree. En ongehoorsaamheid, rebellie teen God. En toe dra dit nie God se goedkeuring weg nie. En toe wat doen God toe? Toe kies God 'n koning. Wie het hy gekies? Dawid. En wat sê ons gewoonlik van Dawid? Dawid, 'n man na God se hart. En dis inteendeel wat 1 Samuel 16:7 sê. Is God kyk na die hart, maar mens kyk na die uiterlike. En die verhaal van Saul en Dawid is 'n goeie weerspieëling daarvan. En ek as jy dit wil vereenvoudig, jy kan 'n slegte bestuurder wees. Ek sê nie julle is nie. 'n Mens kan 'n slegte bestuurder wees. En jy kan daai ou in 'n nuwe kar sit, maar jy gaan nog steeds dieselfde ervaring kry. Nie waar nie. Die bestuurder moet verander. Dit wat binne is moet verander. Die hart moet verander. En ek sien hierdie ding by Christene. Hulle probeer so hard om die vrugte van hulle lewe reg te kry. So hard probeer hulle goeie suurlemoene produseer. Goeie vrugte. Maar dan is daar geen verandering in die hart nie. Geloof begin intern. Dit is 'n kwessie van die hart. En waarom die hart? Vra jy dalk? Want as jy die hart het, het jy die kreet en jy het die hande. Wanneer God iemand se hart het, dan het God daai persoon se woorde en God het daai persoon se hande. Hy het sy wese. Hoor wat skryf Dawid, Psalm 24, vers 3-4. Wie mag teen die berg van die Here opgaan?
En wie mag in sy heiligdom staan? Die mens met skoon hande en 'n rein hart. En dis die tipe hart wat God soek. 'n Rein hart. Nou as ons moet vra, wat beteken rein? Rein, suiwer, dit beteken om sonder vlek te wees. Nee, jou hart se toestand moet geestelik sonder vlek wees. Jou hart moet suiwer wees, skoon. Dit moenie besoedel wees deur slegte begeertes nie. Ek hou van dit ook, hy sê jou hart moenie verdeeld wees nie. Jy moenie 'n dubbelhartige hart hê nie. Onthou julle Jeremia 32:29 wat sê, en ek sal hulle een hart en een weg gee om altyd te vrees. Hulle ten goeie en hulle kinders na hulle. Dis wat God soek, 'n onverdeelde hart. Rein beteken sonder vlek, suiwer begeertes en 'n hart wat ten volle volkome vir God is. En dis tog wat Jesus gesê het. Onthou julle toe Jesus gepraat het oor geld, oor Mammon en God, toe sê hy, 'n mens kan nie twee meesters hê nie, net een. Net een. Hart, wanneer die Bybel praat van hart, hier spesifiek, die Griekse woord praat van kardia, nee, kardiak. Kardia verwys nie net na die orgaan nie, maar dit verwys na jou impulse, jou begeertes. Hulle sê, die Jode sê dis die troon van jou emosie. So wanneer die Bybel praat van die hart, verwys hy na jou as geheel, die kern van jou, die wortel as jy nou wil, die wortel van jou, die sentrale jy. So wanneer Jesus sê, geseënd is die wat 'n rein hart het, sê hy, die wie geseënd is, die wat 'n rein hart het, is die wie geseënd is die ouens, wanneer die egte jy onverdeeld is. Ek praat van die jy in jou binnekamer, die jy by jou huis, die egte jy, die egte ek, nie die voorgee ek nie, nie die masker ek nie, die egte ek, my hart, my wese, as hy onverdeeld, onbesoedeld, en as hy hunker en begeer na God, hy sê ervaar ek seën. Maar hier is die probleem. Die hart, die menshart is nie goed nie. Hy is nie eers goed gebore nie. Ons praat nie fisies nie, ons praat geestelik. Die menshart is nie goed nie. Dit is nie ek wat so sê nie, dis die Bybel. Die Bybel waarsku ons voortdurend om te sê, die hart van die mens is bedrieglik. Jeremia 17:9. Die hart is bedriegliker as alles. Dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Ek die Here deursoek harte. Jesus sê dit ook in Matteus 15:19. Hoor wat sê Jesus? Uit die hart kom daar immers bose gedagtes, moord, oorspel, onsedelikheid, diefstal, valse getuienis en lastering. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mense nie onrein nie. So Jesus praat met die Fariseërs, en dit was eintlik die probleem van die Fariseërs. Die Fariseërs het die Bybel geken, hulle het die kopkennis gehad, hulle het die hande gehad, hulle het reëls vir reëls gehad, hulle kon alles reg doen, nie die Fariseërs, nee. En Jesus sê, jy weet, julle was julle hande voor julle eet, julle doen alles op die punt af, is perfek, julle doen dit perfek, maar julle harte lê ver van God af. Ons het 'n woord daarvoor in Afrikaans. Skynheilig. Nee, samestelling. Dis skyn en heiligheid. Dis die skyn van heiligheid. Dis maklik om heiligheid te laat skyn deur om die regte goed te doen en die regte goed te sê. En ons word so groot gemaak in die kerk. Ons word van kleins af geleer, dit mag jy nie, dit mag jy. Dit moet jy sê, dit moet jy nie sê nie. En dis reg, dis nie verkeerd nie. Maar die oomblik as ons hart weg is van dit wat ons doen en dit wat ons sê, dan is dit maar net 'n uiterlike skyn. En Jesus waarsku die Fariseërs, want die Fariseërs was skuldig daaraan. En ek glo ook dis 'n groot rede hoekom hulle nie gekies het nie, want hulle harte was nooit by God nie. Hulle het regte goed gesê, die regte goed gedoen, maar hulle harte was nie by God nie. Hoor wat sê Jesus vir hulle, Matteus 23:26. Hy noem hulle blinde Fariseërs. Maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal ook die buitekant skoon wees. Ons word geroep. Ons word geroep om ons harte te reinig. Dis wat Jakobus sê in 4:8. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte,
dubbelhartig is. Daar is hy dubbelhartigheid weer. God roep die gelowige nie tot dubbelhartigheid nie, maar hy roep jou tot volle vertroue in hom. En daarom toe hulle Jesus gekonfronteer het, hy gesê het, Jesus, wat is die grootste gebod in die Bybel? Hy sê, hê die Here jou God lief met jou hele hart, met jou verstand, met al jou krag, met ander woorde, met jou wese. Dis waarna toe God ons roep. Hy roep ons nie tot kerklike kultuur nie, of tot 'n roetine nie, of om die regte gebedjie te sê, en om die regte goed te doen nie. Kan jy dink, jou vrou het jou getrou net vir jou geld? Is dit liefde? Ja, liefde is om te sê, ek soek jou hele wese. Alles van jou wil ek hê. En alles van jou wil ek hê. En God sê, as ek jou hart het, as ek jou wese het, dan weet ek jou woorde en jou dade sal volg. Dis wat hy sê. Nou, ek dink dit is goed om so nou en dan 'n bietjie van 'n diagnose te doen, 'n introspeksie, om net bietjie in ons eie harte in te kyk. Want ek dink 'n groot fout wat ons baie keer maak, en ek dink ons maak onsself blind, is ons kan maklik mense identifiseer wie skuldig is, ander mense. O ja, ek weet van wie jy praat, nee. Dominee, dis daai, ek weet presies van wie jy praat, ja. Ek het familie wat so is, nee. Maar dan eintlik wat ons doen is ons vergeet net om bietjie binne te kyk. So vandag wil ek jy uitnooi tot 'n introspeksie. Kom ons kyk net bietjie in ons eie hart. En kom ons doen so 'n klein evaluering, so 'n klein toetsie. Want ek glo as ons nie die toetsie gaan doen nie, as ons nie gaan besef hoe ons hart werklik is nie, gaan genesing nooit vir ons belangrik wees nie. As ons nie baie keer besef ons het verlossing nodig nie, gaan die verlosser vir ons nie belangrik wees nie. So ek wil jy uitnooi om net so 'n bietjie introspeksie te doen. Want ek weet in Afrikaans, in Suid-Afrika veral, het ek gewoonlik, het ons 'n sê ding, nee, ons het so sê ding, en hierdie sê ding, dink ek bedrieg onsself baie keer. Ons bedrieg onsself wanneer ons dit sê, ek het dit nou nog nie gehoor nie. Net so dat jy dit weet, ek pik nie op iemand nie. Maar gewoonlik net voor iemand iets slegs gaan sê, of iets slegs gaan doen, net voor hulle of net nadat hulle dit gedoen het, dan sê hulle gewoonlik aan die einde, maar die Here ken my hart. So hulle sal sê, ek weet nie, die wildste vloekwoorde rondgooi, die mees suggestiefste grappies maak, en aan die einde net om al daai sonde en slegte goed wat hy nou net te sê, net so uit te tipiks, maar die Here ken my hart. Nee. Ek ry 200 km/h op die snelweg, die speedkop trek my af, en jy sê, maar jy ken my hart, speedkop. Ons sê daai sê ding, die Suid-Afrikaners sê dit. Ek onthou, ek het 'n man ontmoet wat in 'n leierskapposisie was, die regte goed gesê, die regte goed gedoen, maar gereeld skeiding en skering en konflik in die gemeente ingebring. En dan sê ons net, die Here ken my hart. So ek wil jou uitdaag, net so kort diagnose. Net so kort. Vir iets om reg te wees, moet jy dis twee elemente, dis twee kante. Jy moet die regte gedrag hê, met ander woorde dit wat jy doen of dit wat jy sê, en jy moet die regte motief hê. Ja, iets kan nie reg wees sonder die regte motief en sonder die regte gedrag nie. Jy kort albei vir dit om reg te wees, nee. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Dink aan die prediking. Sê nou maar ek staan hier voor en ek doen dit net vir die geld. Dis my motief. My motief is die geld. Ek doen die regte ding want ek preek, maar ek doen dit met 'n verkeerde motief. Is dit dan nog steeds reg? Nee, verseker nie reg nie. En sê nou maar, iemand kom staan hier voor en hy het die regte motief. Ek wil die Here se naam groot maak. Ek wil kerk bou. Ek het 'n passie vir sy koninkryk. Nee, dis die regte motief. Maar hy kom en hy verkondig valse teologie. Is dit nog steeds reg? Nee, verkeerd bly verkeerd. So vir iets om reg te wees, regte motief, die regte daad. En ek dink wanneer ons na onsself kyk, moet ons sê, hoekom doen ons wat ons doen? En wat doen ons? Hoekom sit ons in die kerk? Hoekom lees ons? Hoekom bid ons? Hoekom? Wat is die motief daar agter?
En dan die ander vraag, introspeksie, waarmee is jy besig? Wat doen jy wanneer niemand kyk nie? Wat doen jy as die dominee nie besoek nie? Wat doen jy wanneer niemand van die gemeente sien nie? Veral in 'n land waar daar nie so baie Suid-Afrikaners is nie. Wat doen jy? Ek dink 'n eenvoudige storieetjie om jou hierdie introspeksie, om jou te help met hierdie introspeksie, nee, want ons is nou besig met die diagnose. 'n Eenvoudige storie is, daar was 'n student wat hy was 'n pianis, klavier gespeel. En hulle sê hy was 'n wonderkind, regtig, daar was nie so sy soort nie. En hulle reël toe vir hom 'n konsert en daar is duisende mense, nê. En hy stap op en hy gaan sit agter die klavier en sy vingers vloei oor die klawers en dit is 'n meesterstuk. En hy speel en alles klink so fantasties. En net soos hy klaar is, was daar seker so 0.5 van 'n sekonde se stilte. En die mense spring op en applous en hulle skree uit, wonderlik, fantasties. Dit is fantasties, mooi, jy weet. En die pianis kyk so vir die gehoor. En hy kyk terug en hy laat sak sy kop. En hy begin treur en hy begin huil. En die seremoniemeester stap toe na hom toe en sê vir hom, wat is fout? Hy sê nee, hierdie man hier voor sit. Hy sê, dis een wat sit. Die ander staan, die ander applous. Die ander is in ekstase, jy het wonderlik gedoen, dis fantasties. En die pianis sê, maar hierdie een wat sit, dis my meester, my leermeester. Dit is die konsep met Christendom. As jy jou hart toets, wees dit wie jy wil tevrede stel. Die wêreld, die skare, die mense wat vir jou kyk, maar dis maklik. Sê wat hulle wil hoor, doen wat hulle wil hê jy moet doen, maar lewe jy jou Christenlewe uit jou hart uit om jou meester tevrede te stel. Jou meester. Dit is jou motief. Wat doen jy en hoekom doen jy dit? As jy dit doen werklik om te sê, maar ek doen dit omdat ek wil God tevrede stel, dan sê ek vir jou motief is reg. So 'n Reinhard lewe om sy meester tevrede te stel. As jou hart rein is, sal mense Christus in jou kan sien. Ek het so 2 weke terug, toe stap ek by 'n winkel in, ek kan nie eens die naam onthou van die winkel nie, en daar is 'n kassier. Ek het nog nie genoeg selfvertroue om my eie goed uit te check nie. Ek is bang iemand jaag my, want ek het 'n fout gemaak. En ek gaan toe na die kassier toe, en ek het toe so vermoede, dat die kassier van Suid-Afrika is. En ek begin toe die gesprek, ek wil nou nie net vra nie, maar net nou sê ek, is jy van Suid-Afrika? En dan sê die kassier, nee, ek is nie, en dan voel ek soos 'n neet. En ek begin toe die gesprek net so begelei, en ek vra toe, hoe lank werk jy al hier? En die kassier sê, nee, ek so 8 jaar, ek sê, 8 jaar, sure, dis great. En sy vertel toe vir my so 'n bietjie van haar storie, en soos sy haar storie vertel, kom die lelikste woorde uit haar mond. Soos lasterwoorde, woorde wat hulle mos nou in die films gebruik, en woorde wat die tieners rondgooi, lasterwoorde, nê. Woorde wat van ons dalk gebruik het voor ons Christus geleer ken het. Maar wat verwag jy van die wêreld? Nee, dis mos wat die wêreld doen. En ek vra te goed, waar was jy voor dit? En die kassier sê toe, nee, ek was in Suid-Afrika. Ek sê, ek het so vermoede gehad. Waar in Suid-Afrika? Nee, van die Oosrand. Ek sê, oké, my vrou is van die Oosrand, ek spot nie met die Oosrand nie. Ek sê, oké. En hier kom die vraag altyd, wat hulle my vra. Wat doen jy hier in Nieu-Seeland? En dit bring gewoonlik so 'n hele dempener net op ons gesprek. Ek sê, ek is 'n leraar by 'n kerk. Ja, ek ook. Nie ook nie, ek is ook by 'n kerk, in hierdie kerk, en sy vertel my toe haar hele Christen lewe. My probleem is, en my vraag wat ek vra is, wat gaan aan in hierdie kassier se binneste? Dat die een oomblik praat sy en doen sy, want sy het een of ander idee van hoe ek verwag sy moet optree. Sy praat en doen asof sy die wêreld wil tevrede stel. Sy gooi lasterwoorde rond, asof dit niks is nie. Maar die oomblik as sy weet, ek staan vir Christus,
dan draai sy net so. Wat gaan aan in die kassier se binneste, vra ek vir myself. En soos dit 'n vraag wat ons vir onsself vra. Wat gaan aan in jou binneste? Want wanneer jy die suurlemoen skil en jy breek die skyfie, wat sal ons kry? Wat sal ons kry? En die konsep is eenvoudig. Die konsep is Lukas 6:45. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Of soos Christus gesê het, jy herken 'n boom aan sy vrug. Christene is nie veronderstel om so gefokus te wees op wat ons doen en wat ons sê nie. Ons is veronderstel om gefokus te wees op waar ons hart lê. Want daar waar die hart is, daar is die skat. Waar lê ons hart? En miskien is dit ons uitdaging, miskien het niemand jou vertel nie, miskien probeer ons so voldoen aan een of ander standaard wat die kerk vir ons voorlê, dat ons eintlik net vergeet het om na ons hart te kyk. Wat is in ons hart? En indien jy nie weet nie, ek wil jou uitnooi, gaan kyk waarmee jy jouself besig hou. Gaan kyk wat se grappies jy maak. Daai perverse grappies. Gaan kyk wat uit jou monde uiter. Gaan kyk wat jou hande homself mee besig hou. Onthou, ons praat nie van perfektheid nie, ons praat van rigting. Ons sê nie ons kry alles reg nie, dis nie wat ek sê. Ek sê net is ons motiewe en ons begeertes, is dit in die rigting van Christus? Indien dit nie is nie, dan kom ons by die saligspreker wat sê ons hart is nie suiwer nie. Indien dit is, indien jou begeerte, jou motiewe, jou dade, jou woorde in die rigting van Jesus beweeg, nie perfek nie, maar in die rigting beweeg, dan sou ek jou sê, is daar suiwer harte. Want ons het 'n dilemma, daar's die hele wêreld assosieer met Christendom, nee. Selfs die filmsterre, dit is nou die inding, dis 'n nuwe mode, dis 'n nuwe kultuur. Almal sê hulle is Christene, maar jy sien net nie Christus nie. Is soos om so goed te sê, ek is 'n 100 meter atleet, ek hardloop net nie. Ek is 'n swemmer, maar ek is bang vir water, nee. Soos Jeffrey O'Hare geskryf het, hy sê, you call me the way and walk me not. You call me the life and live me not. You call me master and obey me not. If I condemn thee, blame me not. You call me bread and eat me not. You call me truth and believe me not. You call me Lord and serve me not. If I condemn thee, blame me not. Jy sien, hierdie saligspreuke is 'n moeilike saligspreuke. Want dit konfronteer die hart. Dit konfronteer die egtheid en die suiwerheid van die hart. En as ek enige iets anders te behalwe die hartskwessies aanraak, dan sal hy die boodskap nie sy doel bereik nie. Die een teoloog sê, hy sê hierdie saligspreuke van Jesus, die een van rein van hart, hy sê dit vra die gelowige moeilike vrae. Hoor wat sê hy? Hy sê dit vra die gelowige, waaraan dink jy wanneer jou verstand in 'n neutral ingaan, nê? Ek weet ons mans dink aan niks. Waaraan dink jy? Niks. Dan dink ons regtig letterlik aan niks nie. Maar as jy aan iets dink in jou neutrale fase, wanneer jy so staar, waaraan dink jy? Is dit goeie gedagtes of is dit slegte gedagtes? Want daar is nog besig met die introspeksie. Hoe baie hou jy van bose humor, daai slegte goed? Hoe baie hou jy daarvan? Want 'n slegte hart hou van slegte humor. 'n Goeie hart kan nie slegte humor verdra nie, hy sal nie eers daarvoor lag nie. Teenoor wat is jy getrou in hierdie lewe? Soos waar lê jou getrouheid? By die kerk of by persoonlike wins? En dan natuurlik, wat of wie het jy lief? Wat of wie het jy lief? En as jy enigiets nou kan kry, as ek jou een wens kan gee, en jy kan enigiets kry, waarvoor sal jy wens? Hierdie antwoorde op hierdie vraag gaan vir jou wys wat jy lief het en wat se kant toe jou hart lê. En dit is goed. Dit is regtig goed om hierdie vraag te antwoord. Dis goed. Ek probeer jou nie laat skuldig voel vandag nie. Dis nie my motief nie. Ek wil nie jy moet afsou sê nou voel ek skuldig en glad nie. Ek dink dit is goed. Want as jy besef daar is dalk iets fout, gaan jy begin 'n geneesheer soek, nê? Die siek ou gaan dokter toe. Die ou wat dink hy's gesond bly by die huis. Die ou wat sy hart dalk gebroken is, gaan dalk na die Here toe.
Die ou wat besef ek kort genesing, gaan na die geneesheer. Ja? Waar lê jou hart? En wat is die kondisie van jou hart? My hart is dalk stikkend, my hart is dalk nie vlekloos nie, dalk is jou hart verdeeld, dalk besef jy nou jou hart is nie waar hy moet wees nie. Ek dink dis goed. Dis goed om dit te besef. Want as jy dit besef, kan ons aanbeweeg na die volgende gedeelte. Dus, hoe kry ek dan in die hart van my rein? Hoe word hy rein? Hoe word hy suiwer? Want dit is tog wie God soek. Hy soek 'n suiwer hart. Hoe kry ek hierdie hart van my suiwer? Ek het vir jou 5 punte. Eenvoudige punte. Die eerste manier hoe jou hart gaan rein kry is, jy moet besef, jy kan dit nie alleen doen nie. Jy kan dit nie alleen doen nie. Jy gaan nie jou hart self suiwer kry nie. Daar is geen manier hoe jy dit self kan doen nie. Job sê, kan 'n luiperd sy kolle verander? Kan 'n Ethiopiër sy velkleur verander? Jy kan nie. Kan jy jou vlees verander? Jy kan nie. Jou vlees is sleg, is boos en hy's sterk. Jy weet, Paulus skryf self, die goed wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Jy kan dit nie self doen nie. Erken dit en weet dit. En dan gaan jy besef, maar jy kort die gees van God. Want dis tog wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees, soos die einde van Korintiërs, hy sê, hy maak ons, hy verander ons van heerlikheid na heerlikheid, of heiligheid na heiligheid. So erken, jy kan nie self nie. Moenie probeer heeltyd jou vrugte verander nie. Moenie probeer heeltyd sap in jou suurlemoene inspuit nie. Erken, die probleem lê by my wortel. Ek kort die Here in my hart. Ek kort sy gees in my binneste. Ek kort hom. Besef jou afhanklikheid. Jy kan nie alleen nie. Tweedens, Jesus doen dit. Jesus is in die besigheid om harte te verander. Hy doen dit. Deur sy gees. Ons praat eerstens van 'n posisionele reinheid. Ons word rein verklaar op grond van wat Jesus gedoen het. So die posisie wat ons beklee is rein. Dis posisionele reinheid, dis reg. Maar ons kry ook 'n reinheid deur die geloof. Die oomblik wanneer ons begin glo, gebeur daar iets in ons hart, nê. Nee. Ons praat van 'n bekering, die wedergeboorte. Hoe gaan 'n man die koninkryk in as hy nie weergebore is nie? Hy moet weergebore word. Daar is 'n nuwe natuur wat inkom. Jesus doen dit. Geloof in Jesus doen dit. Hoor wat sê Handelinge 15:9. Deur geloof. Hy het hulle harte gereinig deur die geloof. Harte word gereinig deur die geloof in Jesus. Weet jy kan nie alleen nie, en weet jy kort opregte, egte geloof in Jesus Christus. Dis hoekom ons hom noem, ons Here en ons Verlosser, ons Redder en ons Saligmaker. Want is hy. En is net hy. Geen geld, geen materialisme, geen 10 stappe tot 'n beter lewe nie. Niks van hierdie selfhelpboeke werk nie. Dis Christus, en is net Jesus Christus. Hy alleen is my Here. En hy alleen kan my hart red. En dit is so mooi, want die idee is, Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Maar nie net het hy my sonde gevat nie, ek het ook sy geregtigheid gekry. Nee, hy vat my sonde, maar ek kry sy reinheid. Dis hoekom ek in hom glo. Want ek moet rein voor God kan staan. Dis wat 2 Korintiërs 5:21 sê. Hy wat geen sonde geken het nie, hy het God sonde gemaak, sodat ons die geregtigheid van God in hom kan word. Ek word rein en hy kry sonde. Dis 'n onregverdige transaksie, natuurlik is dit, want ons verdien dit nie, en hy doen dit omdat hy goed is. En ons moet ons geloof daarin sit. So wanneer jy jou geloof, ek praat van jou opregte geloof, nê, daai geloof wat jy in daai stoel onder jou nou het, nie een van julle het gekyk of daai stoel jou gaan hou vandag nie, daai geloof, jy het net gaan sit, en jy het gesê, my volle gewig en my vertroue, gee ek vir hierdie stoel, daai vertroue, wat jy in daai stoel het, sit daai vertroue in Jesus Christus, en sê, my lewe, my gewig, my alles, my hart, sit ek in Jesus Christus. En hy vat jou sonde en jy kry sy reinheid. En hy begin met daai hart van jou werk. En hy begin, dit is 'n proses. Dis soos Piaget geskryf het. Hy het gesê, so naby, so ontsettend naby aan God. Nog nader kan ek nie bly, want in die persoon van sy seun is ek so naby soos hy. So kosbaar, so vreeslik kosbaar vir God, daar is niks wat my kan skei. Die liefde waarmee hy die seun bemin, so is sy liefde ook vir my. Derdens,
Jy kan nie alleen nie, geloof in Christus, net hy kan. Dit klink nou kontrasterend, maar jy doen dit. Jy doen dit ook. Ons praat van praktiese reinheid. Daar moet ergens in jou lewe 'n besluit wees waar jy sê, ek probeer myself distansieer van sonde. Ek probeer wegkom van hierdie slegte gewoontes. Ek probeer wegkom van hierdie slegte invloede in my lewe. Nee. Die skrif sê dit vir ons, 2 Korintiërs 7:1, deur om afstand te doen van die sonde. Christene is nie veronderstel om te kyk hoe naby ons aan sonde kan kom voor ons werklik sondig nie. Ons doen dit, nee. Ons sê, wanneer is dit nou regtig sonde? Hoe naby kan ek hom raak? Kan ek die lyntjie skaaf? Nee. Christene wil sê, ek sien dis verkeerd, ek bly weg van dit af. Totaal en al. Ek wil myself nie assosieer met dit nie. Hoor dit sê Jakobus 1:21 tot 24. Doen daarom in sagmoedigheid afstand van al die morele besoedeling en die kwaad wat gedei. 1 Johannes 3:3. Elkeen wat hierdie vaste hoop op Jesus het, hou homself rein, net soos hy rein is. Jy moet jouself rein hou, jy moet afstand doen van sonde, en jy moet afstand doen van al die slegte goed wat gedei. Hoekom? Want slegte goed beïnvloed weer jou hart. Wat voer jy? As die Here besig is met ons hart, en ons kies om onsself betrokke te hou by sonde, dan kies ons eintlik maar om te sê, ek sien wat die Here doen, maar ek kies nog steeds die slegte. Vierdens, hoe kry jy 'n rein hart? Bly in sy woord. Bly in sy woord. Moet hom nie net besoek nie, bly in hom. Johannes 15:3 tot 4. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Bly in Christus, bly in sy woord. Vyftens, bid. Jy weet, Job in hoofstuk 14:4 het gesê, wie kan iets reins uit iets onreins laat voorkom? En ek glo, van die mooiste gebede wat 'n ou kan bid, wat volgens die wil van die Here is om te sê, Here, maak my hart rein. Maak my soos Jesus. Ruk hierdie slegte onkruid uit my hart uit. Verander my van binne. Want eerstens, ek dink nie, dis selfgesentreerd nie, dis ook nie gierig nie. Bid. Vra die Here. 'n suiwer hart word gebou op knieë. Vra die Here vir hierdie goeie goed, en dit sal aan jou gegee word, is wat hy sê. Bid sonder ophou, smeek, pleit, vra, bid as jy opstaan, bid as jy bestuur, bid voor jy gaan slaap, skietgebedjies, lang gebedjies, enige gebedjies, tafelgebedjies, skep in ons 'n rein hart, o Heer, soos die woorde van Dawid. Maak hierdie hart van my rein, Here, ek kort, Here, ek kan nie self nie, Here, asseblief, skep hierdie rein hart in my, Here. Dan, wanneer God besig is, en hy verander ons hart, en hy maak hom rein, hy maak hom soos Christus, hy maak hom suiwer, nee. Dan, weet jy wat is die resultaat? Hulle sal God sien. Wow. Wat 'n belofte. Dis toekomende tyd, hulle sal God sien. Die wie rein is van hart, gaan jy nog voor die Here staan. En jy gaan hom sien. Jy gaan hom sien met die dag van redding, ja, verseker. Maar, dis nie net vir die dag van redding nie. Hierdie is ook vir nou. Is ook vir nou. Jy gaan hom eendag sien, ja, met jou oë, maar jy kan hom nou, vandag en môre en volgende week en volgende maand en volgende jaar kan jy hom ook sien. Jy kan ook die Here sien. Nie met jou fisiese oë nie, nee. Want niemand kan God sien en leef nie, nee, sê die skrif. Nee, jy sien hom met jou geestelike oë. Jy sien hom uit jou binneste. Jy sien hom in jou omstandighede. Dis soos Johannes 1:18. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. So wanneer jy Christus sien, is wanneer jy God sien. Onthou dat toe Jesus die aand net voor hy gekruisig is. Toe sê hy vir sy disippels, ek moet nou gaan. Ek gaan julle verlaat. En toe is die disippels ontsteld, nee, toe sê hulle ons, hoekom, waartoe gaan nie, wat gaan aan, hulle is die mekaar, hulle is in 'n flatspin, en Filippus kom toe, en Filippus sê toe iets, en hy sê, Here, ag, wys ons net die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. Dit is asof Filippus nog nie heeltemal oortuig is dat Jesus die Seun van God is nie, en hier kom Filippus, en hy sê vir Jesus, wys my net die Vader, ek wil net God sien, wys my die Vader, kom, wys my die Vader, laat ek sien. En Jesus sê, Filippus, ek is al so lank by julle,
En het jy my nie leer ken nie? Wie my sien, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan wys ons die Vader? Vriende, jy hoef daai boek wat op jou skoot is oop te maak om God waar te neem. Jy kan gaan koffie drink met 'n vriend en jy kan gesels oor Christus en jy kan God sien. Jy sien hom in mense se harte. Jy sien hom wanneer mense hom verheerlik deur hulle woorde. Jy sien hom vandag as ons getuig van hom en die werk wat hy in ons doen. Jy sien hom. Jy sien hom in sy voorsiening. Want as hy vir jou voorsien, dan sê hy, "O Here, U het dit vir ons gegee," nê? As jy sit vanaand met jou gesin om die tafel en daar's 'n bord kos of dalk voor die TV en net voor jy bid, want dis wat ons doen. Ons Afrikaners, ons bid vir elke bord kos. Dis fantasties. Selfs as ons 'n roomys het, nê, voor jy 'n lekkie gee, moet ons eers vir hom bid. Maar dis mooi, dis 'n mooi gewoonte. Want wat ons eintlik sê is, dis nie net 'n bord kos nie, maar ons sien God se voorsiening. Jy sien hom in die natuur. Jy kan dalk stap wanneer die son nou uiteindelik skyn soos vandag en die son sak en jy kan die son sien sak en jy kyk na die son wat so sak oor die berge of die see van Nieu-Seeland en jy sê, "Wow, hierdie is nie net 'n sonsak nie, nee, dit is die werk van die Here, die werk van sy hande." Jy sê, "Wow, ek sien God in die sonsak, ek sien God in sy voorsiening, ek sien God se liefde in medegelowiges, ek sien God. Ek hoef hom nie met my oë te sien nie, ek kan hom sien met my hart. Ek sien God in pyn en lyding, mense wat verlies gely het. En dan sien ek hoekom God deur sy troos, en hy versterk en bemoedig hulle. En dan sien ek God die meeste in Christus, en dit is hoekom ek in sy woord is. Ek lees nie net Bybel om kopkennis te kry nie. Ek lees Bybel want ek wil die God van die Bybel sien. Ek wil die God van die Bybel ontdek. Sien vriende, ons sit nie net in die kerk omdat ons so groot geword het nie. Ons sit hier want ons wil God sien met ons geestesoë. En ons wil hê hierdie God van die heelal moet in ons harte kom werk. Ek sluit af. Hoe sleg moet dit wees om 'n hart te hê, maar hy is besoedeld en hy is verdeeld. Hoe sleg moet dit wees om sig te hê, maar om steeds blind te wees. Hoe sleg moet dit wees om die regte goed te doen en die regte goed te sê, maar om steeds die Here te mis. Gaan ons ten volle 'n suiwer hart kry? 100% suiwer? Nee. Maar ons kan begin. Ons kan sê, ons kan nie alleen nie. Ons weet in wie ons moet vertrou. En ons weet die goeie werk wat hy in ons begin is, die goeie werk wat hy sal eindig in ons. Ek sal my bes probeer. Ek gaan in sy woord bly. En ek gaan bid en vra. Nou vriende, die wêreld sien nie Christus nie. Die wêreld sien nie Jesus nie. Hulle sien jou. Jy is die persoon wat Christus kan uitstraal. En dit is net die Here wat hierdie hart van ons kan verander. Kan versuiwer. Ek sluit af met Joseph Hart se hymn, se gesang. U alleen kan reinig, Heer my hart, en heilig maak my siel apart. Blaas lewe nuut in elke deel, en vorm my weer, o Heer, geheel. Kom ons bid. Hemelse Here Vader, dit is 'n moeilike boodskap. En jy sommer dit tot in ons wese ingaan. In ons harte aanraak. En Vader, as ons enigstens gaan voorgee om iets van dit te maak wat dit nie is nie, dan gaan ons dit mis. En Here, ons wil U nie mis nie. Ons wil nie ons saligheid mis nie. Ons wil nie ons harte net laat verduister nie. Ons wil hê U moet in ons harte kom werk. Ons wil hê U moet ons harte kom versuiwer. En dis my gebed vir elke hart wat voor my sit vandag. Elke een wat kyk en luister. Is dat U in ons 'n rein hart sal kom skep. Ruk uit hierdie slegte onkruid en kom plant hierdie goeie goed. Ons kort U.
Help ons om U te vertrou met ons lewe, met ons wese en met ons hart. En laat die goeie werk wat U begin het in ons, dat U dit sal voltooi tot die einde toe. Dankie dat dit U goedheid is, wat ons harte kom verander. En ons rus daarby. In Jesus naam. Amen.